Dankie Heilige Gees. Dankie ons wil U loof en prys vanoggend. Dankie Jesus vir U genade, vir U goedheid. Ons lê onsself neer, gees, siel en liggaam. Ons bid dat die bloed van Jesus ons gaan skoonmaak, skoon was, elke dag, elke oomblik. En soos ons neerlê gees, siel en liggaam, en bid ons vir 'n woord van kennis, wysheid en insig, en 'n muur van vuur om ons, maak ons deursigtig in die geestelike realm, beskerm ons van al die kante af, en ons loof en ons prys U. Dankie Vader, ons prys U vanoggend. Heilige Gees, dat U alleen deur ons gaan bedien, en daarvoor gee ons al die lof, al die prys en al die aanbidding in die naam van Yeshua. Amen. Amen. Jy sien wat ons nie verstaan nie. Ons leef reeds in die laaste dae. Ons is reeds in die eindtye. En toe ek dit die eerste keer begin het in 95, toe het ons gehoor van dit. En ek het Benny Kleinhans se boek gekoop, Laaste Uur Merk van die Dier. Net vir julle hier wys. Sien julle daai, sien julle die boek reg, Benny Kleinhans. Ek het sy ander boeke, maar hierdie boek van my, het ek daai jare vir iemand geleen en ek het hom nie weer teruggekry. Kom ek agter en leen nie 'n boek uit nie. Ja, wat so belangrik is. Nee, geen boek. Jy leen geen boek uit. Jy koop vir iemand 'n boek en jy gee vir hom 'n boek. Jy leen nie 'n boek uit nie. Ek het op 'n stadium 'n boek gehad wat ek die man wou gehad het, die manne moet lees. Toe koop ek 10 van hulle, dat hulle name inskryf en klagles bring en terug. Ek het 2 teruggekry. So maar net so terloops. So daar in die tyd wat hy hierdie boek in die 80's geskryf het, was daar basies DOS. Jy weet nou rekenaars DOS. Daar was niks merk van die dier, niks goed het gebeur nie. So as ons nou Openbaring 13 lees, baie vra nou weer aan toe vra iemand vir my, jy weet, hoe baie mense kom en hulle vra, is die woord van God waar? So ek gaan lees die boek van Openbaring, kyk hoe Johannes, hoeveel keer moes hy raak geraai het om te raai in die tyd waar ons nou is. Dat die, ek meen Capitec en die banke, almal is nou op digital ID, alles is digital. Ek meen, dis die goed wat 2000 jaar terug, niemand het geweet vir John gesê, hoorie, dis digital nie, maar hy het dit geskryf, in die voorkop. Nou praat Pieter nou van, alles gaan duur raak. Kom ons kyk gou hier. Praat jy van Capitec, ons digital? Alles gaan nou digital raak, al die bankstelsels en... Net van Capitec? Nee, ek dink Absa, currency, alles, geld, al die goed gaan digital raak. Nee, dit gaan ek nie sê, maar ja, hulle is al klaar besig. Ja. As ek iets change op my Capitec, dan sê neem myself. Check my data. En dan check my die databasis die wat dit. So alles is as jy kaart op die voorop ons raak. Luister, ons ry dan by jy ry dan by 'n sekuriteitshek in met wie? Ja, met wat ry jy in? Ja. Met jou gesig. Ja. Met jou gesig. Met 'n smile of sonder 'n smile. So jy gaan mee. Toe ons begin het daar, het jy met jou vinger ingekom. Ja. Nou gaan jy met jou gesig daarin. So net om terug te kom, and I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard, and it was a noise of thunder, and one of the 4 beasts saying, "Come and see." And behold, I saw a white horse, and he that sat on him had a bow, and a crown was given to him, and he went forth to conquer. And when he had opened the second seal, I heard the second beast say, "Come and see." There was another horse, a red horse, that was given, sat on him, and take peace from the earth, and that they should kill one another, and it was given unto him with a great sword. So, hulle sê dat die vrede gaan weggevat word. Gaan dit, of is dit al, kan jy al reeds sien dit word weggevat van die aarde? Wel, as jy kyk wat in Iran aangaan, en wat wanneer het begin het, Oktober 7, maar dit het, onthou, al hierdie goed, oorloë en al hierdie goed, kom van Hitler se tyd af. Dit kom van jare af, van die Eerste Wêreld, Tweede.
al wat dit nou gebeur, iets behoefpyns, wat die kontraksies raak nou meer. Ja. So die eskalering in elkeen van die goed word soveel meer en ons sien dit raak nou nader aan mekaar. So daar's nou net 'n skietstilstand vir 2 weke. Nou gaan Israel is terug. Nou sê hulle okay, nou kan hulle aandag gee op Hezbollah en op die volgende. So hulle al net hulle oog van hierdie vyand af, dan moet hulle nou weer hierdie ene in Lebanon en Hezbollah en al nou met hulle aanvang. A black horse and he that said, alright, nou hier begin ons nou die derde and when he had opened the third seal, I heard the third beast say, come and see, and beheld a black horse, and he that sat on him had a pair of balances in his hand. And I heard a voice say in the midst of the beast, a measure of wheat for a penny. So in a regsky, a measure of wheat for a denary, and 3 measures of barley for a denary, and the oil and the wine you must not have. So ons kan sien dat hierdie derde seël, soos wat hy sê, dit wat jy gekoop het vir jou R10, of dit wat jy gekoop het vir jou R50, veranderinge gaan by die wheat en die corn inkom, in jou brood wat jy moet koop, want dit is die prys wat hy van nou praat wat gaan eskaleer. En ons kan nie sê, kom ons, die woord moet in vervulling gaan. Want dit is een ding wat jy nie kan stop nie. Die goed gebeur, maar jy kan nie teen God se woord gaan bid nie. Ons kan bid in ons omstandighede, dat ons as wedergebore gelowiges, dat ons soos in Goshen moet wees, waar daar geen haal en geen pla jou getref het nie. Maar in Egipte was die Israeliete gewees. En almal was daar, en daai plaag het die Egiptenare getref, maar as jy in Goshen was, dis wanneer jy in supernatural word. En dit is hoekom ons nou in die tyd ingaan wat ons sien, great darkness shall cover the earth. En ons kan dit klaar sien, vanoggend toe ons ingaan om te bid, ek is, sonder dat jy soos wat ons daar instap vanoggend, ek is hoendervleis van hier tot daar, en ek voel net die teenwoordigheid daar so, by die altaar, en ek gaan na Barend toe, Barend sê, maar daar's 'n cloud, want hy sien in die gees, daar's 'n donker cloud daar binne, en dis 'n glory cloud wat begin inkom het. So ons moet dit begin embrace, want in darkness, in poverty, in al hierdie goed, moet ons nou, ons oë moet nou op die kruis wees. Isaiah 60. Ja. Rise and shine. Ja, Your light is come. skam, ja. In great darkness, Peace and Has covered the earth. ja. So, Isaiah 60. Behold, darkness shall cover the earth, and gross darkness the people. But the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee. Nou, my vraag is ons gereed om in daai tyd in te beweeg, wat sy glorie op ons gesien kan word? Ek kan nie, Willies raak vanoggend, hy raak so opgewonde, hy lees hy 2 versies, dan kom hy daarna, kom vertel hy wat gister gebeur het, en hulle was allemaal gewees. Maar in dit, het die Heilige Gees in daai oomblik net vir my gesê, salf hulle hande, weer, vir daai anointing van Joseph, of Arimathea, maar daar het 'n vrou blykbaar by hom gesit, ek weet nie, julle sal weet dit, sien, verstaan. Ja, Toe sê hy vir die vrou, om wil vir haar draai om, en hy sê hy het sy vingers nat gemaak, maar hy het daai salwing in sy hande gehad. En kyk, ons het nou gesien, God gee dit vir die, hy gee dit vir die eenvoudiges. Toe druk hy sy vingers in haar ore in, ja. en hy trek hulle uit. Wat van die hoor nie? Dis wat ek verstaan, ek weet nie, sy het 100 Stemme. Sy stemme. Ja. Sure. En sy was al by kerke gewees en het vol gebid. En niks het gebeur nie. Ja.
En toe wil hy nou dit doen. Want hy sê vir my, hy was geherinner, hy het eendag in gevangenis gedoen, 2 dae gebedien het. Is die Heilige Gees wat Toe herinner die Heilige Gees om hulle weer te doen. En, Ja, hulle bid daar binne. Wow. en toe gaan al, Hoor ek ook. Ja, ja, oor het opgegaan en sy daai stemme het dadelik weggegaan. Ek het Saterdag toe gaan ek Palinomi toe gaan. Ons het uitreik gehad. Ja. Toe gaan ek Palinomi toe en eers ek loop daai hele plek plat om iemand te soek om voor te gaan bid. En eventually toe kry ek hom. Toe ek in die saal inloop, nee. Toe kom die ou wat hy ken my, kom na my toe sê vir my, it was like Pentecost came into the room when you walked in. kom ons begin net waar die Heilige Gees lê. Op hierdie tyd. Ken julle God se kragstasie? Terwyl so kan ek Ja, net gou iets sê. asseblief. Wat jy gesê het, 20 Pieter die in Revelation 3 vers 10 sê die Here, because you have kept my command to preserve, I also will keep you from the hour of trial, which shall come upon the whole world to test those who dwell on the earth. Revelation 3:10. Ja, 220. Galatians 2:20. Nee, hy was 3:10. Revelation 3:10. En ek ook kan die Bybel sê, my righteous shall never hunger, never thirst. because you have kept the word of my patience. In die ander vertaling sê you kept the word of my endurance. I will also keep you from the hour of temptation that is about to come in all the world and to try to those dwelling upon the earth. Nou kom Psalm 91 vir my op. He who dwells there. In the secret place. Ja. And then the benefits comes underneath. So die kruks van die saak is ons moet hoe kom ons by daai plek uit? Is we have to get conformed, eenvormig raak, conformed to the image of Christ. Alright. Nou raak ons conformed to the image. En dan in Galatians kom sê hy, Paul kom sê, hy sê, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son who loved me and he gave himself for me. Halleluja. Ons gaan net weer aan, I am crucified with Christ. Nou, baie het ons al gehoor, you have to deny yourself. Stem julle saam in Luke 9:23. So, vanoggend wil ek net iets bring oor the way of the cross, dat alles gaan deur die kruis getoets word. Jou ministry, jou lewe, alles moet jy gaan toets deur die kruis. Hy sê, and he said to me, if any man will come after me, he must deny himself, take up his cross daily and follow me. So, dit begin by a crucified life. To deny himself. Nou, kom ons kyk die volgende, die karaktereienskappe. Kom ons kyk na die karaktereienskappe van die kruis. Ek het dit nog nie, wat sê julle sê? Kom ons noem 'n paar op. Doen hulle wat dit vir mense doen. Hoe lyk die kruis? Wat is daai? Wat sien julle in die kruis as julle daar sien? Wat is die hoofkaraktereienskap wat jy in die kruis is wat jy sien? En dan gaan ons dit prakties maak.
life is death and a life is resurrection. Okay, nou die volgende. Metamorphosis. Onthou baie mense het al gesê, jy lees hierdie vers, I'm crucified with Christ. Stem julle saam? Dan lees jy in Luke 9:23, dan sê jy, you have to take up your cross daily. Okay, nou hoe lyk daai kruis? Wat het daar, kom ons karaktereienskap, wat het daar gebeur? Sacrifice, maar ek soek eintlik 'n ander woord. Kom ons kyk, ons gaan nou by die woord uitkom. Kom ek skryf hom hier. Maar die Islam ouens het dit voor ons gedoen. Wat het hulle gedoen? Hulle vergeet daar om oorlog. Okay, maar nou, wat sê hulle is die karaktereienskappe van die kruis? Kom ons hoor by ons, nee, dis goed. Ek wil iets hier neersit. En al bedien die Heilige Gees die kruis. Ons hoor hierdie woord baie. En julle het al baie gehoor in jou lewe neerlê. Ons het dit al gehoor. Ek soek een woord en dan gaan dit. Die kruis equals, dis ja, maar daar's 'n ander woord wat ons nie wil hoor nie in Engels. Suffer. Suffer of sufferings. Wie van julle het al hierdie gehoor en sê, ek wil nie deur dit gaan nie. Het julle, stem julle saam? Ja. Is dit nie synoniem, nee, met die kruis nie? Ek het dit ook nooit so gesien nie. Toe besef ek maar, alles wat deur die kruis is, Wilber het nou die dag 'n ding sê, as jy gaan kyk, die pyn, maar daai pyn het nie daar begin nie. Daai pyn het al begin toe hy in die aarde ingekom het. Want in die sufferings, kom ons, dis waartoe ek wil beweeg. Kom ons gaan, ek haal 'n vers uit en dan breek ons hierdie sufferings af en dan gaan ons sien, maar moet ons ook deur dit gaan. Isaiah 53. He's despised and rejected. En kyk, een van Jesus titels. 'n titel is He's the Lamb. He's the Lion. Hy is the Advocate. Daar's hoeveel titels. Maar een van die titels wat ons miskyk, He's the Man of Sorrow. Ja, He's the Suffering Servant. Maar om 'n titel te hê, the Man of Sorrow. En nou sê ons maar, Jesus het dit gedra. Toe kom Paulus, en ek lees vanoggend hierdie Colossians 1. En dan vertel hy vir jou van die ware gospel. Gaan dit net, ons kyk waar lees ons. For the hope which is laid up for you in heaven, wherefore you have heard before in the word of the truth of the gospel, which is come to you as it is in the world, bring forth fruit also since the day you have heard it and knew the grace of God in truth. Verse 9, for this cause also since the day we heard it, do not cease to pray and to desire that you might be filled with the knowledge, with all wisdom and spiritual understanding, that you might walk worthy of the Lord unto all pleasing, be fruitful in every good work, increasing in the knowledge of God. Is all the attributes, who have delivered us from the power of darkness and has translated us in the kingdom of his Son, and whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins, who is the image of the invisible, the firstborn of every creature. Nou hier sê hy vir ons wie Jesus werklik is, sy karakter. For by him all things were created, that are in heaven, that are in the earth, visible and
invisible, whether they be thrones, dominions, principalities, powers, all things were created by him and for him. So al hierdie magte, owerhede, al hierdie principalities, al hierdie fallen angels is deur hom en vir hom gecreate. Vir die tyd, en in dit het hulle selfs hom deur hierdie sufferings gepersecute. Dit wat hy create het hy gebruik om hom te persecute, sodat ons vry kan kom. So dis baie diep om te dink, hy skep iets, sodat daai wat hy geskape het, hom kan persecute, sodat ek en jy vanoggend hier kan sit, en daai genade kan hê. And he is before all things, and by him all things consisted. So alles is deur hom, hy was voor alles, en alles is in hom en deur hom. So alles wat ons hier sien, is die kruis, is Jesus Christus in daai kruis. And he is the head of the body. So baie keer dink ons, en ongelukkig is hier nou iets wat baie keer opstaan. En dis baie keer dan hoor ons in Exodus 20 sê hy vir ons, en dan lees ons dit, ek onthou vir jare lank het jy gelees, en jy mag geen ander gode, het julle al daar gehoor, voor my aangesig hê nie. En toe kom ek nou agter in 2026, maar jou kerk kan een van die gode wees. Jou pastoor kan een van die gode wees. Jou kinders kan een van die gode wees. Jou vrou kan een van die gode wees. Jou voertuig, jou bakkie kan een van die gode wees. Dis hoekom Maar met 'n nuwe bakkie. That's the tool. Ek ken sy, ja, ons ken sy. That's the tool. En ja, God bless ons met dit. Maar nou op 'n stadium toe hoor ek van 'n persoon, toe kom hy by Dario de Wet in jare terug. Toe sê hy vir Dario, hy het vanoggend sy Isak gaan offer. En Dario vra vir hom, wat bedoel jy Isak gaan offer? Hy sê hy het sy Land Cruiser se sleutels vir iemand anders gaan gee. So partykeer lê daar iets naby in jou hart en jy moet dit gaan saai. Elkeen weet op sy tyd, maar dit's price, dis die prys. Partykeer word jou hart daarin getoets to take you out of the love of money. Dit kan, want God sê, you cannot serve two masters. So he's the head of the body, the church, the ecclesia. Nou, in hierdie, ek wil 'n paar goed sê, en as julle wil iets byvoeg, kom dan neem ons deel in dit. Ons is, ons ken daai skrif, miskien kan Richie vir ons gee, we are baptized, en dis in Corinthians, we are baptized into the body of Christ. Hoe sê jy? Jy kan kyk. Ons kry daai skrif. We are baptized into the body. Stem julle saam? Nou, my vraag is die volgende. Hy sê, he is the head of the body. Nou, as hy die hoof is, die head is, wie is die body? Ons. Ja. Okay. En ons is, hoe maklik roep ons nie daai gedeelte aan om te sê, ons is die body nie. Het jy hom gekry, Richie? Ja, 1 Korintiërs 12 van vers 12. Okay, lees hom. For as the body is one and has many members, but all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and have all been made to drink into one Spirit. Okay. 12 to We are small 13. Christ. Ja. So wat nou gebeur? Nou vat
Pieter sy pomegranate. En jy sny hom oop. En jy sien maar hier's 'n deel wat nie lekker is in hierdie pomegranate. Maar die hele pomegranate is nie vrot. Contaminate. Ja, die hele een is nie. Daar's 'n deel in hom. Maar as hoe langer jy hom los, hoe meer raak daai een in die hele liggaam in. En die pomegranate is 'n voorbeeld van ons om te wys dis hoe dit lyk. So nou kom ons, ek en jy, en ons kyk na daai gemeente en ons sien, Jesus, maar kyk, daai ouens is nou bietjie van die pad af. Kyk, hierdie ouens, waarmee is hulle nou besig? Nou, met ander woorde, al wat jy kom sê, jy sê, ons is hierdie pips, hierdie kant, gelukkig is ons nie soos daai kant. Maar alles is deel van een pomegranate. So, nou laat ons toe, laat daai maar doen wat hulle wil, en hulle sê wat hulle wil, en voordat ons sien, begin hierdie body nou geaffekteer raak, né? So, in dieselfde, in die ander kant sien ek die volgende. Nou kom, ons sit hier, en ons sê, we are baptized into this body. Nou wil ek iets anders inbring, sê die volgende. As jy jou hamer vat en jy gee hom 'n ordentlike shot, jou vinger. Dit jou hart. So waar pyn dit oral? Hierdie ene is maar daai pyn op daai stadium voel jy oral, nê? Nee. So die oomblik as die nou my vraag is, as Christus the man of sorrow is en hy is die hoof, voel die liggaam sy sufferings, ons as die liggaam. Want hy is deel van jou. Ja, maar raak dit so, en kom ons gaan kyk of dit in die skrif is. He's the head of the body, who is the beginning, the firstborn of the dead, that in all things that he might have the preeminence. For it is pleased the Father that in him should all fullness dwell. So alles kom in hom, in hierdie sufferings, en in hom is alles gecreate, alles wat daar is. En dan verstaan ons hoe groot is hy, is alles in hom is nie. And having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself, by him I say, whether things that is in earth or things in heaven. So hy het alles wat nie vrede met hom gehad het nie, dat hy kom reconcile op een plek, op een altaar, in een plek, met sy bloed. Maar selfs in sy tye was daar die Pharisees en die Sadducees en hy het nie baie mooi van hulle gepraat nie. Nee, hy het nie, want daar's 'n die enigste wat ek sien, die enigste gees wat hy so, is dat religious spirit. Ja, maar is dit nie daai groot punt van die ons wat net reg definieer wie sien, want die baie keer jy dink jy is deel van die body, maar is hy nie net 'n vrotkol, is hy nie deel van die Nee, jy's presies daar. Nou my vraag altyd is, ons is hierdie pomegranate, maar hoe lyk die liggaam nou? Sien julle vrotkolle in die body of Christ? Ek dink definitief so. Ja. En nou moet daar genesing kom. En die genesing kan net kom as jy hierdie goed behandel. Gewoonlik boere gebruik ons nou daai gifstof en die goed wat hulle spuit, of daar's 'n metode as jy hom gepluk het om hom vinnig te kry en om hom te verkoel en om reg te hou en om te gebruik. Maar nou is die liggaam
Jesus kom en hy gebruik sy members, want ons is die instrumente in sy hand. En ons moet in sy suffering ingaan, sodat die healing kan plaasvind. Ek weet nie of dit vir julle sin maak nie. Iets wat vir my belangrik is in ons loop met die Here is John 12 verse 24. Daar waar die Here sê, unless a seed fall into the ground and die, Ja, it abides alone. ja, But when it dies, it bears much fruit. So jy gaan nooit na die resurrection kant toe kom as jy nog nie dood gegaan het nie, want jy's nog daai rou saad wat kan verrot. ja, Maar 'n ander saad wat droog Ja. is, it must produce a fruit. En dis hoekom Jesus vir ons gesterf het. He died, he rose again, and hy's daar ook daai saad. Hy het dood gegaan en hy's producing fruit in us. Sure. But there's different levels of that. Verstaan jy? I mean, jy kan nie net vir 'n baba Christus sê. So I think it just, for me, it goes about your focus. That's where you start off. As you focus, because what you focus, you attract on your track. Ja. If you can just get your eyes on Jesus, the author, the finisher, you understand? So, I think that you can't kill yourself. Nobody kills himself willingly. But as you focus, that bad stuff falls off and the other stuff comes up. Or what are you saying otherwise? Is there one day you're nothing and then Christ is everything? I don't think so. Ek dink wat hy gebeur, ek dink hy gebruik 'n remnant. Hy werk, dit is die punt waartoe ek wil begin beweeg. He's always going to use a remnant. Dis hoekom ek Goshen uitgehaal het. Daar's altyd 'n part, 'n deel van hom. Jy gaan altyd die volgende kry waarmee hy werk in sy liggaam. Hy het nie met die multitudes gewerk, die multitudes het hom gevolg. Dan het hy die Pharisees gekry wat 100% in lyn teen hom was. Dan het hy die 12 gekry. En dan het jy die 3 gekry. En dan het jy die 1 gekry wat op sy bors gelê het. So jy moet vir jouself gaan vra, watter een wil jy wees? Wil jy deel van die multitude wees? Wil jy deel van die 12, deel van die 3, of wil jy deel van die 1 wees? En ek begin sien dat Heilige Gees begin ons nou in 'n plek invat van die 1. Ja. To tarry with him. Wat jy nie meer baie wil praat nie. Het jy al daai gekry wat jy kan nie meer baie, jy wil nie meer baie, jy wil net in stilte kom, jy wil tyd met hom spandeer. Kan ek net onderskou, Ja. klip in die bos gooi. Ja, The woman at the well, that Samaritan woman. ja, Once she drank from the water that Jesus gave her, she immediately Ja. died in herself and she was Ja. preaching. Immediately. ja, I remember last time Ja. I said, when you have an encounter with the Lord Jesus, you can never be the same again. Never be the same again. ja, Because what has happened with you is a transformation. You just don't know what happened to you, but it happened. You just suddenly believe. ja. There is no other way. I can't Yes. explain it otherwise. Ja. So in hierdie moet ons verstaan. Ons het in Jerusalem het jy die Pharisees, Sadducees gehad wat 'n sekte was. Maar ons kry dit vandag. En hulle is ja, ek wil nie definieer nie, maar jy kry die Pharisees vandag. Nou in daai Pharisees wat verby ons kop gaan, was Paulus een van hulle gewees. Ja. Hy was Saul en hy was 'n Pharisee of the Pharisees. Ja. En Jesus Wow. kom en hy gebruik daai een. En hy was 9 uit 10 deel van hierdie groep. Want dit is net in hierdie kruisigingstyd. Maar die encounter. So.
So dis waarna ons moet smag. Ja. Ja. Nothing will change unless you encounter him. Yes. Deur sy wonde. Dit is waardeur daai encounter. Dis die encounter wat Pieter gehad het, dis die encounter wat Kobus gehad, dis die encounter wat elkeen van ons moet hê. En ons moet elke dag bid dat jou encounter moenie 'n once-off encounter wees nie, moet 'n moment by moment encounter wees. Amen. En dis in die plek waar ons hom drink. Jy sien daar's 'n beker wat hy gedrink het. Nou kom ons kyk hier in. Hy sê, if you continue in the faith, en dis het my altyd hierdie so mooi uitgelê. Daai faith, if you remain in the faith, daai faith is the faith of Christ. Ja. Dis nie jou geloof nie. The faith of Christ. So dis 'n ander faith waarin jy moet beweeg. And be not moved away from the hope of the gospel, which you have heard and which you was preached to every creature which is under heaven, wherefore I, Paul am made of a minister. En hy sê eintlik hier, as hy van homself praat, dan praat hy van a servant. Hy sê nie apostel nie, servant. Hy sê, who now rejoice in my sufferings for you. Nou die vraag is, waar kom sy sufferings vandaan? Paul se sufferings. Okay, so sy sufferings is transferred. Ja. Impartation van sy encounter. What they did to me, they're going to do to you. Ja, maar dis die suffering. So wat gebeur het is, in sy encounter en in sy blindness, wat hy moes na Straight Street toe moes beweeg het hy die fullness of Christ begin ervaar dat dwell in hom. Ja. En dit is die vlakke wat ons moet kry om te vra, is ek op die plek van die kruis? Want die kruis moet vir ons 'n betekenis gee om te sê, I want this. Maar sy openbaring was Ja. so groot dat hy moes 'n doring in die vlees gekry het Ja. om dit 'n bietjie terug te hou, verstaan? Ja. So he had great revelation and he still rejoiced in his suffering. Ja, maar dit moes so groot gewees het om te kan kom op 'n plek om te sê, ek rejoice in daai sufferings. So die suffering het nie meer vir hom 'n burden geword nie, maar die krag van die sufferings lê in die rejoice. But with him it was an inside out experience because he first had Dit the moet revelation, altyd, daai dan- so jy kan Yes. jy kan nie in die vlees sê, Yes. ek gaan nou myself whack of ek Yes. gaan nou besluit om sonder Ja. dit of sonder dit werk. Ja. It will, but that's what I call, I'm very careful. Everything that you do that's not in his will is going to get burnt and it's going to chaff, it's going to blow away. Ja, So we please no one here. No. nee, It's about him. nee. Very, very careful about that. Ja, want jy sien daar's 3 vlakke van cleansing. Die eerste een is in your spirit, born again. Dan word jy gewederbaar en wedergebore in jou gees. So die tweede een vind in jou siel plaas en die derde een vind in so jy vat, ons moet onsself begin sien to be partakers. Kom ons kry daar in Filippense is nog 'n deel, kom ons kyk in suffering. Ek wil net in dit ingaan. Onmiddellik wanneer jy wedergebore word, is jy 'n alien teenoor al die mense wat om jou is. Dat as ek praat as jy Philippians, wedergebore is, ja. jy's 'n alien wat niemand verstaan. Philippians 3:10, ja.
in Filippense 3. Ons moet een ding verstaan, daar's 'n impartation wat gebeur en waarna ons moet ingaan. Dis hoekom as ons oor baptism praat, is daar levels. Be baptized into the sufferings of Christ. Is 'n ander level is being baptized into Christ. So dit is 'n doping wat jy gaan ontvang, wat jy sy pyn gaan vat. Jy gaan dit dra, jy gaan dit voel. As dit nie nou vir jou sin maak nie, as jy bid daarvoor of jy word hande opgelê, dan kan hy jou in daai sufferings begin vat. So ek het om Gideon gesien vir 10-12 jaar en van 12 jaar het ek hom gesien. As die naam Jesus oor sy lippe vloei, dan vloei die trane. En dit is iets wat ek begeer het om te sê. Baie keer is daar 'n salwing wat jy op jou kom, maar jy kan dit mos nie vir iemand anders beskryf nie. Dis nie 'n knoppie wat jy druk en iemand ontvang het nie. Ja. Dis 'n prys wat jy betaal om die salwing te ontvang. Your secret place determines your public place. Ja. Ja. So, count it all loss because of the excellency of the knowledge of Christ. Philippians 3:8. Of whom all things I suffered loss. I count them as dung. The King James sê as dung, that I may win Christ. You King James says rubbish. Ja. Om Gideon het altyd sê, hierdie goed is drek. Hy sê, dit is hoe ons dit moet reken. And be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law. Jy sien, hy het homself geregverdig deur die wet. Ja. But which is through faith in Christ, the righteousness of which is of God by faith, that I may know him, and the power of his resurrection, and the fellowship of his suffering, being made conformable unto his death. So hy het so in hom geraak, dat hy hom ervaar het, en die krag van die opstanding, en die fellowship van hierdie suffering. So kan julle sien, waar lê hierdie definisie, en ons is nou deur hierdie Pesach tyd. En baie is deur dit, en dit baie sien hom, ek het vir baie jare, het ek hom net gesien, as die een wat die prys betaal het, maar ek het dit nie in my gevoel nie. Ek het dit gehoor, as ek Charles se vinger nou 'n hou gee, en hy in die hou is so, dat hy die pyn ervaar, is daar party wat die geluid gaan hoor, maar daar's net seker is wat saam met hom gaan beheer. So die oomblik toe, en dit is waar healing inkom, en healing ministry inkom, en waar Kobus eintlik oor dit kan praat, want jy kan nie iemand anders genees, as dit nie deur die power of his suffering is, en jy voel daai ou se pyn wat daar lê. So daai pyn wat daar lê, toe jy gaan bid, of wanneer jy vir iemand bid, en jy discern, en jy vat dit op jou, dis wanneer die healing begin plaasvind. Amen. You see, if your faith doesn't cost you anything, it means nothing. En wat is die doel van die Bybel, as jy nie in die God glo wat jy van lees nie? Dan kan jy net sowel dit los. Amen. Want the gift of God to us is giving us faith. Our gift to him is to believe. Otherwise, wat is die doel? Hoekom vat ek dan die Bybel, hoekom lees ek hom? Hoekom sê ek, is my God mag glo nie in hom? So dit begin, dis amper 'n volsirkel. En dit begin by
denying yourself. So jy kan nie lewendig op daai kruis gaan. Jy is daar lewendig, maar jy moet deur die suffering gaan. En die oomblik die kruis is 'n simbool van sterf. So niks kan gebeur if you don't deny. En dit is die grootste probleem in die liggaam van Christus vandag. Want jy wat nie deny nie, cannot be a overcomer. En dit is ongelukkig so, want almal nie net seker is kan deny en gaan uitreik na die higher calling en gaan nou die bruidskap kry en almal gaan weggeraap word en die wat nie bereid is om dit te betaal nie, gaan ook nou maar nou net deel wees van dit. So there's no easy way in this. The easy way is rejoice in your sufferings. Maar die ander plek is, dis hoekom daar's 'n deel van die liggaam wat nie gereed is nie, wat deur die tribulation moet gaan, om gelykvormig te kan word aan sy sufferings. So either jy gaan voor die tyd deur dit, of either, en onthou, wat ek sê is, 100 jaar terug kon ons nie hierdie gegaan het, hierdie gepraat het nie, want dit was nog 100 jaar weg, ons was nie in die laaste van laaste dae nie, maar omdat ek weet, in die laaste van laaste dae, in hierdie tyd wat ons leef, gaan almal, hulle sê, all will not, hoe sê die Engels, all will not be asleep, nee, almal gaan nie sterf. Ja. En dit is 'n baie gevaarliker plek om te wees, want die oomblik as jy sterf, en jy was lukewarm, gaan jy paradys toe, want jou gees is gered. Want jou siel gaan skade ly by die troon, want ten minste het jy het gesterf, nou gaan jy paradys toe. Maar nou as jy lukewarm is, dan word jy uitgespoeg. So 100, 200, 300, almal wat voor ons gesterf het in Christus, even as jy lukewarm is, gaan jy soos die rower aan die kruis wees om te dink aan my, today you will be with me in paradise. Maar hierdie generasie het 'n baie groter prys om te betaal, is die voor dit. Maar ons het 'n baie groter kroon om te dra, want ons kan hom sien, terwyl ons nog hier is, gaan hy ons kom haal. Ons sien hierdie goed voor ons gebeur, maar ons glo dit nie. Ek sien baie meer ongeloof. Ek kyk na eenvoudig. Lees net Netwerk 24, dan sien jy wat skryf die joernaliste teen Israel en vir Iran. Hulle embrace daar's 'n van der Westhuizen joernalis. Hy is so woke dat jy sal glo hy is deel van Islam. Om nie te verstaan wat nou gebeur in Iran en met Israel. Hierdie goed dit is in die skrif. Ezekiel 38. Dat daar's 'n tyd wat Israel alleen gaan staan. En daar's 'n tyd van oorloë en die goed wat nou besig is om te gebeur. Maar it's darkness against light. And this war is not it's a religious war. Darkness against light. So die oorlog bo in die second heaven is baie meer fel as wat dit nou hier is op aarde. But greater are they than the rest of they that are. Dis altyd. So we're not on the losing side. No. By no. Ja. And we must remind us. Ja. Nee, dit is. Maar om dit te hoor, onthou hierdie kan 'n klise word en ek weet jou hart is nie daar nie, maar onthou hierdie teksvers kan 'n klise word om te sê. Ek het al hoeveel ouens gehoor dan eers hulle het mos sulke
sulke versies wat hulle net hier uit. Sulke ruklinde. Dan pluk hulle hom uit, dan sê hulle, is jy dan gaan iemand anders deur 'n tyd, dan sê hulle, groter is hy wat in jou is, as hy wat in die wêreld is. Maar eintlik is dit net, All things work together. ja. Elke keer ek dit hoor. Can I read something? Ja, quickly? asseblief. But why do you call me Lord, Lord, and do not the things which I say? Whoever comes to me and hears my saying and does them, I will show you whom he's like. He's like a man building his house who dug deep and laid the foundation on the rock. Amen. And when the flood arose, the stream beat vehemently against the house and could not shake it, for it was founded on the rock. But he who heard and did nothing is like a man who built a house on the earth without foundation, against which the stream will beat vehemently, and immediately it fell. And the ruin of that house is great. So as ons nie die Bybel doen nie, nou, jy gaan nie kan staan nie, want die Bybel sê jy moet dit doen. Jy kan nie net die Bybel lees nie, jy moet dit gaan doen, dan werk dit. Amen. Dis enigste way hoe jy dit dan kan activate, is Ja. to do. Ja, Yes. That's where you have that experimental knowledge. dit is so waar, want dis die verskil tussen salvation of your spirit and sanctification of your soul. Want die siel wil nie gaan doen nie. Maar dis denying yourself step 1. Nou moet jy uitgaan en gaan doen. Ja. Want hoeveel is daar nie wat al 10, 20, 30, 40 jaar terug? Hoeveel Mighty Men's 2008, ons trek al amper 18 jaar na die Mighty Men's. My vraag is, waar's 400,000 manne? As 12 'n verskil kan maak, waar's 400,000? So ons is nog steeds by Ja. 101. Maar gaan ons Matthew 25 toe ook vir die Here praat. Al daai goede wat ons moet doen en ons doen dit nie. Ja, hear and do. Ja. So almal het net gehoor. Amen. Yeah, but okay, now I'm going to pull out one of those scriptures again. Ja. Amen. One of the pastors says that people don't do what you hear. They do what you hear and hear and hear and hear and hear. Yeah. And hear. So the thing is all well and great to hear it once. But I Ja. mean, even us, we are so blessed to hear it again. Ja. And then next week we're going to hear it again. Because if you don't keep hearing it, we're never going to do it. Never. I just want to come back to your scripture that comes, thank you, Holy Spirit, where the Bible says, these signs will follow those who believe. In other words, it says within your heart, you believe, and with your mouth you confess Jesus as Lord. And immediately, why did you do that? Because you believe. So I would say immediately when you came to salvation, you believe, you will heal the sick. You will cast out devils because you believe. But then Otherwise, there's a scripture after that, because that's over here. Then you read a little bit later, and then Romans 12 says we must renew our minds. Yeah, sure. So Yeah. the alignment of the new nature in you, that's what we're doing today. We are aligning our minds with actually who we are and what we're supposed to do. And that's critical. But how many of people, that's why there's such a work for each one of us at the table here. When we go out, we must now share what we've heard and allow them to hear it and then also start doing it. Just saying. So you need to be in a good, healthy environment. Some churches are. I've got a good church you can go to. Listen, all things is possible for those who believe. Hoe baie het ons self gesê, kinders doen nie wat jy sê nie. Ja, dit doen wat jy doen. Hulle doen wat jy leef. En Ja, ja, wat jy doen. kan ek opstaan? Dis amen. So Vader, baie dankie vir die oggend. Dankie net vir so 'n klein deeltjie wat ek net wat elkeen ons hart kan deel. Dankie dat ek weet hierdie manne is ernstig oor die woord en elkeen van ons loop, ons praat dit nie net nie, maar ons wil dit uitleef. En ons kom bid Heilige Gees dat U vir ons elkeen 'n porsie sal kom uitdeel vanoggend van daai mantel van die sufferings. Laat ons dit sal embrace en sal sê ek wil deel hê aan dit. Ek maak my hande oop. I want to come to that place that I want to rejoice in the sufferings of Christ.
dat ons die pyn kan voel waardeur U gegaan het. Want dis al waarna ons U pyn kan voel wat nou in hierdie land en in hierdie wêreld gebeur. As ons U pyn kan voel en dra, dis al wanneer ons kan minister na U toe. Want ons voel dit en ons bedien terug na U toe. Nie net altyd ons hande oopmaak en sê, bedien my nie, maar nou het daar tyd gekom waar die ware kinders van God, laat die ware priesters, dat ons kan opstaan soos priesters van Melchisedek, to be ministers unto the sufferings of the Lord, en dat ons kan terugbedien. Kom seël alles af vanoggend onder die bloed van die lam, en ons prys en ons loof U in die naam van Yeshua Mashiach. Thank you Lord. Amen. Amen.